Ek nooi u dat u Bybel saam met my gaan oopmaak vanmôre by Hebreërs hoofstuk 12. En u hoef nie bekommerd te wees nie. Ek begin nie die reeks uit Hebreërs van voor af nie. Daar's net 'n gedagte waarby ek graag vanmôre saam met u wil stil staan. Hebreërs hoofstuk 12. En terwille van volledigheid, kom ons lees die eerste 14 verse. Hebreërs 12 vers 1 tot 14. Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Die oog gefestig op Jesus, die leidsman en die volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou het is, die kruis verdraai het, die skande verag het, en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Want julle moet ag gee op hom, wat so 'n teespraak van die sondaars teen hom verdra het, sodat julle in julle siele nie vermoeid word en verslap nie. Julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie, en julle die vermaaning heeltemal vergeet, wat tot julle as seun spreek, my seun, ag die tugtiging van die Here nie gering nie, en beswyk nie as jy deur hom bestraf word nie, want die Here tugtig hom wat hy liefhet, en hy kastei elke seun wat hy aanneem. As julle die tugtiging verdra, behandel God julle as seuns, want watter seun is daar wat die Vader nie tugtig nie? Maar as julle sonder tugtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders en nie seuns nie. Verder, ons het ons vaders na die vlees as kastyders gehad, en ons het vir hulle ontzag gehad, moet ons nie veel meer aan die Vader van die geeste onderworpe wees en lewe nie. Want hulle het ons wel 'n kort tydjie na hulle beste wete getugtig, maar hy tot ons beswil, sodat ons sy heiligheid kan deelagtig word. Nou lyk elke tugtiging of dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, maar van droefheid. Later lewer dit egter 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. Daarom rig die slap hande en die verlamde knieë weer op, en maak reguit paaie vir julle voete, sodat wat kreupel is nie uit lid raak nie, maar liewer gesond gemaak word. Jaag die vrede na met almal, en die heiligmaking, waarsonder niemand die Here sal sien nie. Tot daar lees ons dan vanmôre saam uit die woord van die Here. Kom ons verenig in gebed en ons bid saam asseblief. Hemelse Vader, ons lees in hierdie gedeelte op 2 plekke, naamlik in vers 10, dat die Hebreërskrywer sê, sodat ons u heiligheid deelagtig kan word. En dan in vers 14, dat ons die heiligmaking moet najaag, waarsonder niemand die Here sal sien nie. Dankie dat ons vanmôre in ons loflied die heiligheid van ons Here Jesus kon besing. Dankie dat u die allerheilige God is, dat daar by u geen sweempie van onreinheid, van sonde of van ongeregtigheid ooit te bespeur sal wees nie. U is in alle opsigte die volmaakte God. Dankie Here dat u uself aan ons in die skrif kom openbaar. Dankie dat toe ons grootoupa Adam daardie dag die onbesonde daad gepleeg het en teen u gerebelleer het, in ongehoorsaamheid teenoor u opgetree het
en van die vrugte geëet het wat hy nie moes nie. En hy op daardie moment die ganse mensdom, sy hele nageslag in sonde gedompel het, dat u ons nie uitgelos het nie. Dat u nie gesê het, nou is dit klaar met die mens. Ek gaan hom afskryf, ek gaan hom in die verdoemenis werp, en ek gaan nooit weer aan hom dink nie. Maar Here, dat u selfs kort nadat Adam in sonde geval het, daar in die tuin gewandel het en geroep het, Adam, waar is jy? En so gaan u roepstem tot vandag toe, uit na sondaars, waar is jy? Roep u mense na u self toe, om ons kosbare siele uit genade te red. En ek wil vanmôre bid en vir u vra met die diepe erns van my hart, Here, dat u elke persoon in hierdie gehoor die absolute sekerheid in hulle harte sal gee, dat hulle waarlik gered is. En as daar mense is wat miskien in hierdie oomblik sê, maar ek twyfel, ek is nie seker nie, ek weet nie, o Here, dat hulle u sal soek, en sal seker maak van hierdie allerbelangrike, lewensbelangrike saak, waaraan elke mens, terwyl ons op aarde lewe, dringende aandag moet gee. Ons dank U vanmôre vir die reën, wat sedert gisteraand so wonderlik oor ons stad uitsak. Ag Here, my hart is in beroering teenoor U, as ek dink hoe U ons seën, onverdiend, mildelik, seën U ons met hierdie gawe van lewe, water, wat U vir ons stuur, terwyl ons dit so nodig het. En ek wil amper sê, as ons ore vanmôre spits, dan kan ons ook hoor hoe die natuur in hierdie oggend jubel. Die grasperke, die bome, die blomme, die voëls van die hemel, die diere van die veld. Alles en almal is bly vir dit wat U oor ons uitgiet. En wil ons as 'n gemeente ook dan kom vra, Here, wil U nie op dieselfde manier die geestelike reën, die reën van die hemel, die reën vir ons siele, ook in hierdie môre en in dae wat kom, in maande en jare wat kom, oor ons uitstort nie, want ons het dit so nodig. Ons land is in 'n bedenklike geestelike toestand. Soveel mense lewe ver van die Here af. Soveel mense dink dat hulle nie die Here nodig het nie. Soveel mense dink dat hulle sonder U kan lewe, en dan doen hulle dit ook. Hulle probeer dit doen. En Here, dit stapel net vir hulle moeilikhede op, en hulle kom nie agter wat die oorsaak van hulle moeilikhede is nie. En wil ons net vanmôre vra weer eens uit die diepte van ons harte, ag Here, skenk asseblief bekeringsgenade hier in ons omgewing en ook weier, sodat mense soos op Pinksterdag, toe Petrus die evangelie met hulle gedeel het, uitgeroep het, wat moet ons doen, broeders? Baie dankie, Here Jesus, dat ons U vanmôre kan hou vas vir herlewing. Baie dankie dat ons U kan hou vas vir die redding van kosbare siele in ons land en oral oor. Vader, baie dankie vir diegene wat hierdie week verjaar. Ons het hulle name gehoor en uit ons harte uit is ons dankbaar dat U hulle gespaar het nog 'n jaar. En ons wil vra dat U hulle verjaarsdag, die geleentheid, dit wat hulle gaan saam met hulle familie en vriende vier, dat U dit ryklik sal seën. En ag, dat U in die groot genade, ook in die jaar wat kom, saam met elke een die pad sal loop. Dankie dat ons daarop kan staatmaak, dat U eindtyd met ons is, tot op daardie dag, as U besluit om ons te kom haal. Hemelse Vader, baie, baie dankie, dat ons kan bid vir ons land, vir ons regering, ons bid vir 'n deurmekaar wêreld, en ja, dankie dat ons ook kan raak sien, dat die wêreld haar voorberei vir die eindtye, vir dit wat moet kom, met die hoogtepunt, Jesus wat op die wolke kom, en sy koninkryk hier in Jerusalem, op hierdie aarde, gaan kom vestig.
Ons eer U, ons aanbid U en ons loof U vir elke seëning wat ons uit U hand uit ontvang. En ons vra dat U nou ook die boodskap in ons harte sal seën en dit sal heilig. In die naam van Jesus Christus, met dank. Amen. Daar is baie dinge in ons lewens wat goed is om te doen, maar wat nie noodsaaklik is nie. En ek lees in hierdie week weer vers 14, ek wil net weer vers 12 ook herhaal, sodat ons sy heiligheid kan deelagtig word. En dit tref my, dat dit vir God noodsaaklik is, dat ons sy heiligheid deelagtig moet word. En toe lees ek vers 14, jaag die vrede na met almal, en die heiligmaking, waarsonder niemand die Here sal sien nie. En oombliklik besef ek die noodsaaklikheid van heiligmaking. En ek wil graag oor die volgende paar weke, sondagoggende, maar dan kom ons nou vanmôre by hierdie baie belangrike gedagte van die noodsaaklikheid van heiligmaking. Terwille van duidelikheid wil ek net herhaal wat ek al uit hierdie kansel met u gedeel het, en dit is dat heiligmaking is 'n integrale deel van God se saligheidsplan met ons. Dis nie 'n opsionele ekstra vir daai mense wat op 'n hoër vlak beweeg as die gewones van ons nie. Heiligmaking is vir elke kind van God. Dis belangrik dat ons dit van tyd tot tyd moet herhaal en dat ons dit moet inskerp en dat ons moet weet dat heiligmaking, ja, wat sê Paulus vir die Tessalonisense, die wil van God vir ons elkeen is. Dit was vir my 'n riem onder die hart toe ons het heiligmaking vir hom 'n werklikheid geword. Toe was dit vir my baie kosbaar en ek het die Here gedank. Want dit is wat die Here verlang, dit is wat die Here wil hê. En ons kan nie 'n chip op enige mens se skouer plaas daarvoor nie. Ons dank God dat hy ook met Giel ontmoet het en Marina en die boodskap van heiligmaking in hulle harte wakker gemaak het. En hulle spontaan kan getuig dat heiligmaking het vir hulle 'n werklikheid geword. Dis 'n integrale deel van God se plan met ons elkeen. Nou, ek wil net weer sê dat heiligmaking om reg te lewe nie. Sê, okay, dit is hoe die Here wil hê ek moet lewe, ek gaan dit nou probeer. Want wat gebeur as 'n mens heiligmaking op die manier probeer uitleef? As dit iets is wat ek in eie krag probeer doen, dan is ek elke aand diep teleurgesteld in myself. En ek kom elke dag met nuwe skok agter, ek kan nie heilig leef nie. Dis nie deel van my DNA en van my menswees om heilig te leef nie. Die sondige natuur wat nog binne in my skuil, waarvan ek eers by die verheerliking vrygemaak gaan word. Die stryd teen die gees, sê Galasiërs 5 vers 16. En daar's hierdie stryd binne in my. Daarom moet ons vanmôre weet dat heiligmaking is die innerlike werk van die Heilige Gees in ons harte, wat dan 'n uitwerking in ons lewens. Niemand die Here sal sien nie. Sonder heiligmaking is dit onmoontlik om die Here te sien. En met 'n skok besef ek hoe noodsaaklik is heiligmaking. Jy kan nie daar sonder nie. Om nie die Here te sien nie is 'n verskriklike
Ramp wil ek amper sê in 'n mens se geestelike lewe. En ons gaan nou so 'n bietjie verder daaroor praat, maar ek besef net die noodsaaklikheid en as ek die tema vir môre hier aankondig, die noodsaaklikheid van heiligmaking, dan bedoel ek daarmee dat dit onontbeerlik is vir elke kind van God. Jy kan nie daarsonder nie. Dis lewensbelangrik vir ons verhouding met die Here. En ons moet besef, dis nie 'n stuk pligpleging nie. Dis nie iets wat ons in eie krag probeer doen nie. Dit is God se werk binne in ons. Nou, heiligmaking moet ook nie vir ons 'n swaar gewig wees wat op ons skouers kom rus en onmiddellik buig ons onder hierdie gewig en ons nee, dit behoort vir elke kind van God iets aantreklik te wees. Dit behoort vir ons iets wonderlik te wees. Dit behoort iets te wees waarna ons verlang, waarna ons met ons hele wese smag. En soos wat die Hebreërskrywer sê, dat ons dit moet najaag. Jaag die vrede en die heiligmaking na, nee, dit moet iets wees wat diep in my hart moet ek sê, Here, ek wil dit hê. Ek smag daarna, ek begeer dit. Ek wil meer en meer soos die Here Jesus word. Werk in my hart, doen die werk van heiligmaking. Here, ek gee my oor aan U vir die werk van heiligmaking, sodat ek kan groei en kan toeneem daarin. Wonder of u al die verhaal gehoor het van die ryk persoon in die tyd toe daar nog slawerny was. Toe gaan hy na die slawemark en hy sien hierdie slaaf wat daar in 'n hok sit met die staal tralies en sy hart gaan uit na hierdie persoon. Hy sê, hier is die geld, ek wil hierdie persoon koop as my slaaf. En die traliedeure gaan oop en die slaaf kom uit en baie gebo volg hy hierdie persoon nog in kettinge. En die persoon sluit die kettinge oop en hy sê vir hom, jy's vry om te gaan. Gaan doen wat jy wil. Gaan lewe soos jy wil. Hier is die bewys dat jy vrygekoop is uit jou slawerny. En hierdie slaaf sê vir die persoon wat hom gekoop het, meneer, ek is so dankbaar dat jy my vrygekoop het. Ek is so dankbaar vir die prys wat jy vir my betaal het. Ek wil graag uit liefde vir jou en uit vrye wil ek jou dien. Wil ek jou volg. Wil ek gaan waar jy gaan. Wil ek doen wat jy van my verlang. Ek wil nie weggaan van jou af nie. In die verhaal sê dat die persoon in vryheid die res van sy lewe hierdie meester gedien het. Ek dink jy weet waarop kom hierdie verhaaltjie neer. Jesus het betaal vir ons sondes aan die kruis. Die duurste prys, sy kosbare bloed, om ons vry te koop, om ons sy eiendom te maak. En die noodsaaklikheid van heiligmaking moet nie pligpleging wees nie. Dit moet wees, Here Jesus, omdat U hierdie prys vir my betaal het, wil ek U volg, wil ek U dien, wil ek toeneem in heiligheid, wil meer soos U word. Dit is maar net inleidend 'n paar gedagtes. In die eerste plek vanmôre, heiligmaking is noodsaaklik vir ons verhouding met die Here. Jaag die vrede na met almal en die heiligmaking, waarsonder niemand die Here sal sien nie. Niemand is niemand. Daar's nie 'n manier dat jy sonder heiligmaking 'n verhouding met die Here kan hê nie. Nou interessant dat die skrywer twee dinge onder bespreking neem. Die eerste is jaag die vrede na met almal. En dit is ook baie interessant in die bergpredikasie dat die Here Jesus sê,
Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. So jaag die vrede na met almal. En ek dink ons weet vanmôre hoe maklik dit gebeur dat ons as gevolg van omstandighede of 'n gebeurtenis of iets of as gevolg van myself maklik in onvrede met iemand kan beland. Maar ons gaan nie te veel aandag aan hierdie gedagte gee vanmôre. Is maar net belangrik om kennis te neem. Die eerste is jaag die vrede na met almal. Nie net die wat ek van hou nie. Jaag die vrede na met almal. En die heiligmaking. As hierdie twee dinge in ons lewens afwesig is, sê die Hebreërskrywer onder inspirasie van die Heilige Gees in die woord van God, sal jy God nie sien nie. En as jy rein van harte sal jy God sien, en daarom is jy heiligmaking nie najag nie, sal jy God nie sien nie. En wat beteken dit kortweg? Dit beteken as jy in God se teenwoordigheid wil lewe, as jy sy teenwoordigheid wil beleef en ervaar en hom in daardie sin sien in jou lewe, dan is heiligmaking vir jou noodsaaklik. Dan moet jy dit najaag met jou hele wese, om in gemeenskap met hom te kan lewe, om in 'n noue verbintenis met hom te wees. Want as dit nie daar is nie, as heiligmaking in ons lewens afwesig is, dan sal ons nie die Here sien nie. Mense sou kan vra, maar waarom? Maak dit nie ons verhouding met die Here nou verdienstelik nie? Dan verstaan jy nog nie heiligmaking. As jy nog dink dat heiligmaking 'n stukkie verdienstelikheid is, dan verstaan jy nog nie heiligmaking nie. Heiligmaking is die vrug van 'n lewe wat deur God verander word. Dit is nie iets wat ek doen om die Here te beïndruk sodat ek hom kan sien nie. Jy moet dit baie mooi verstaan. Dis die werk van die Heilige Gees in my hart wat 'n vrug te voorskyn bring. Die vrug van 'n lewe wat deur God verander is, nie ek wat hard probeer om reg te lewe nie. Ek wil gou vir 'n oomblik u saam met my neem na 'n pragtige plek op hierdie aardbol. En ons gaan nou in 'n huis staan, ons gaan as gemeente nou almal saam, ons gaan iewers in 'n vliegtuig klim, ons gaan na hierdie plek toe vlieg, ons gaan met busse en ons gaan ons uiteindelik bevind in 'n huis. En hierdie huis het 'n verskriklike groot, pragtige venster, baie groot. En die uitsig uit hierdie venster is asemrowend. Is jy almal gereed? Almal wil graag hierdie pragtige stuk natuur skoon sien. Nou ja, daar staan ons in die sitkamer en ons kyk deur die venster. Is dit nie 'n aangrypende, mooi stukkie natuur skoon elders op hierdie aarde? En ons kan dit sien. En ons kan dit geniet. En ons kan dit waardeer. Maar wat sou gebeur as hierdie vensters vir 2 jaar nie skoon gemaak is nie? Ons kan dit nie sien nie. Dis wat die Hebreërskrywer vir ons wil kom sê. As ons harte vuil is en ons harte is onrein en ons neem nie toe in heiligmaking nie, sal ons God nie sien nie. Hy's daar. Daai toneel het nie weggeraak nie. Hy's daar. Maar die vuil venster keer dat ons dit kan sien. En dis die gedagte wat die Hebreërskrywer hier in ons midde vanmôre wil kom lê. As die vensters van ons siel vuil is en bevlek is en nie skoon gemaak word deur die Heilige Gees en ons in heiligmaking groei en toeneem nie, sal ons God nie sien nie. Hoewel hy daar is, sal ons hom nie sien nie.
In die tweede plek is heiligmaking noodsaaklik, want dit is God se doel met ons redding. Dis wat die Here in ons lewens uiteindelik wil bereik, deur die redding van ons siele. Ons is nie bloot net gered om die hel vry te spring, in 'n kaartjie hemel toe te kry, en nou kan ons maar nog steeds onheilig lewe op hierdie aarde nie. Dis nie God se plan nie. Dis nie wat hy in die bladsye van sy woord aan ons openbaar nie. So ver terug as Levitikus, sê God vir sy kinders, wees heilig, want ek is heilig. Petrus herhaal dit. En die Here wil hê dat ons op hierdie aarde sy ambassadeurs, sy verteenwoordigers, sy gereinigde, geheiligde werktuie moet wees waardeur hy die wêreld kan bereik. Maak dit ook vir u meer sin hoekom ons verlede Sondag aand gesien het dat ons is in Christus uitverkies om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees, sodat ons sy bruikbare instrumente en werktuie kan wees. Paulus skryf aan Titus daar in Titus 2, nou Titus is op Kreta, daai eiland in die Middellandse See, en as jy nou Titus lees, dan sien jy, dan skryf Paulus op 'n stadium, een van hulle het gesê, die Kretense is lui buike, ongediertes, daar's niks goeds by hulle nie. En in die lig daarvan, in Titus 2, beskryf Paulus aan Titus die wonderlike werk van God in redding en in heiligmaking. En ek wil graag Titus 2 vers 11 en 12 met u deel, en ek het so 'n bietjie daar geskryf. Daai oranje is nie so lekker nie, maar kan u daarom sien? Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Dit is goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom, 1 Timoteus 2 vers 3 en 4. Die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Vir watter rede? Om ons te red en dan te los, dat ons maar kan doen wat ons wil, en uiteindelik in die hemel opgeneem te word. Nee, die reddende genade van God het aan alle mense verskyn, en leer ons om op 'n negatiewe manier sekere goed mee klaar te kry, en op 'n positiewe manier sekere goed te omhels. En dis heiligmaking. Hy sê, leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloon, en positief dinge wat ons moet doen, ingetoe en regverdig en vroom, heilig in die teenwoordige wêreld te lewe. Hier is 'n baie duidelike bewys dat ons nie maar net gered en gelos is nie, maar dat die Here wil hê ons moet verander. Hy wil ons diep in ons harte. Nou daar's twee dinge wat ons moet verloon in 'n negatiewe sin. En daai woordjie verloon beteken weier om toe te gee aan iets. As 'n vriend by jou kom op skool byvoorbeeld, op universiteit, en hy sê, kom vanaand saam met my, kom ons gaan drink 'n bietjie. Ons gaan vanaand lekker drink. Dan is daai woord verloon om te weier om toe te gee. Nee, dankie. Ek gaan nie saam met jou nie. Ek stel nie belang om te deel in hierdie sondige praktyke wat jy my in wil verlei nie. Jy weier. En wat is dit? En ook om dit te verag. Dit is ook die betekenis van die Griekse woord verloon. Jy weier om toe te gee en jy verag dit. Nou daar's twee dinge wat ons moet weier om aan toe te gee en wat ons moet verag. En dit is die eerste plek goddeloosheid. En die tweede is wêreldse begeerlikhede. Ek wil hê u moet 'n oombliekie aan daardie woordjie goddeloosheid net vashou. Ons gaan terugkom na hom toe, is dit reg? Hou vas net 'n oombliekie daar. Dit gaan ten diepste oor 'n verkeerde gesindheid teens God,
om te lewe asof God nie bestaan nie, sonder eerbied en respek vir die Here, om te dink ek is nie van God afhanklik nie, is nie daarop ingestel om God te aanbid nie. En as jy dit alles beskou, dan beteken dit jy is eintlik maar gevul met eie waan. Die lewe gaan oor I, me en myself. Ek het geen erg aan die Here nie, ek het geen lus vir die dinge van die Here nie, maar hou vas net aan hierdie woordjie goddeloosheid. Ons gaan nou net weer terugkom, want daar's in hierdie vers 11 iets baie, baie interessant, wat ek nou vir u gaan wys. Psalm 10 vers 4 sê, die goddelose, hier kom hy woord weer, met sy neus in die lug. Ons ken die houding van mense, né? Die goddelose met sy neus in die lug, of in die hoogte sê, hy ondersoek nie. Die Here kyk nie wat ek doen nie, die Here gee nie om wat ek doen nie, hy ondersoek nie, ek is nie oor hom bekommerd nie. Hy gaan nie rekenskap van my eis nie, ek kan doen wat ek wil, sê die goddelose met sy neus in die hoogte. Dan gaan hy verder en hy sê, daar is geen God nie. Dit is al sy gedagtes. In sy ganse lewe bestaan daar geen plek vir God nie. Dis die goddelose. En hierdie tipe goddeloosheid moet ons verag. Ons moet die rug daarop keer. Ons moet weier om daaraan toe te gee. Nou, hierdie woordjie goddeloos is eintlik die onderste ene. Nou as jy nou mooi kyk, dan gaan u sien daar is kyk net daar onder, daar sien u Eusebia en Asebia. Dis die twee Griekse woorde wat in hierdie een vers na vore kom. En goddeloos, die woordjie A is die ontkenningsvorm. Dit beteken met ander woorde nie of sonder. Ons praat ook van iemand is asosiaal. Hy is nie sosiaal nie. Hy het nie sosiale skills nie, hy is asosiaal, so asebia, en sebia is eerbied of aanbidding. So die woordjie goddeloos hier in Titus 2 vers 11 is die woordjie asebia, wat beteken sonder eerbied, sonder aanbidding, goddeloos. Dit moet ons verag. Daaraan moet ons nie toegee nie. Maar die woordjie vroom, as ons na die positiewe kant toe gaan, is die woordjie Eusebia. So jy kry in hierdie een vers die twee woorde. In die woordjie eu is reg of goed, sebia bly eerbied of aanbidding. Met ander woorde, Eusebia is goeie, regte eerbied of aanbidding, vroom of godvrugtig. Kan dit mee vertaal word. Wat 'n aangrypende teksvers. En dit bring ons dan by die positiewe gedagte. Natuurlik wêreldse begeerlikhede net vinnig. Begeerlikhede wat daarop ingestel is om my eie selfbevrediging, 'n drang om altyd meer te hê, geldgierigheid, soeke na plesier, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God, beheptheid met status en roem. Julle moet tog net weet wie is ek. Ek is 'n baie belangrike persoon. Julle moet my reg hanteer en julle moet mooi met my praat, want ek is baie belangrik, né? Dit is die soeke na status of roem. Die Here Jesus sê vir die Fariseërs in Matteus 23, julle moenie rabbi genoem wil word nie, want julle het net een leermeester. En dis Jesus Christus. Gaan lees dit in Matteus 23. Wêreldse begeerlikhede doen dinge om eer te ontvang, die verkeerde motiewe. Ek gaan nie verder daarby stil staan nie. Ons gaan na die positief toe. Ingetoe en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te leef. Ingetoe beteken met selfbeheersing. As iemand nie selfbeheersing het nie, is dit nag. Dan is hy soos 'n atoombom wat jy weet nie wanneer daai fuse gaan ontplof nie. Né? Ingetoe beteken jy's in beheer. Die Gees van God het 'n werk in jou hart gedoen dat jy selfbeheersing kan toepas. Kan jy hoor, ek sê dit baie duidelik, dis nie uit myself nie. Die Here moet dit vir my doen.
regverdig, hoe ek ander behandel, met regverdigheid, nie onregverdig nie. En vroom, Eusebia, godvrugtig, met die regte eerbied en die regte ingesteldheid teenoor die Here. So, dis noodsaaklik om heilig te lewe, want dis die doel van God met ons redding. Die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om hierdie goed te verag en hierdie goed aan te hang. Dis die doel van ons redding. In die derde en laaste plek, heiligmaking is noodsaaklik vir ons getuienis na buite. Ons bly by Titus 2. In die eerste 10 verse vermaan Paulus vir Titus dat hy en die gemeente hulle redding moet uitleef deur heiligmaking na te jaag. Dis waarop dit neerkom. Ons het dit nou in vers 11 baie duidelik geleer. Maar in vers 10 gee hy die rede daarvoor. Hoekom is dit belangrik dat ons heilig sal lewe? Sodat hulle die leer van God, die evangelie, die teorie, die boodskap wat ons uitdra na buite, die leer van God ons verlosser, in alles kan versier, met ons lewens kan versier. Martie is 'n vrou wat 'n vlaakoek kan maak soos min. Maar as sy nou daai sponskoeke gebak het en sy pak hulle net so op mekaar en sy sê dankie, hier is jou vlaakoek, dan gaan niemand dit geniet nie. Maar as sy daai laagies vla daarin gesit het en sy's met daai koek klaar en hy's versier, dan sê almal, Martie, ons wil graag 'n vlaakoek by jou bestel. Martie, ek hoop jy gaan baie bestellings kry. Jy sien die versiering van ons lewens is belangrik, dis noodsaaklik. Dit help nie om 'n lewe te leef wat die evangelie eintlik verloon nie. Die boodskap eintlik nullifiseer, is daar so 'n woord, nullify, tot niet maak, is die beter Afrikaans, nê? Ons lewens moet die boodskap onderstreep, ons lewens moet die boodskap beklemtoon. Is dit noodsaaklik? Dis uiters noodsaaklik. Jesus sê in Matteus 5 vers 16, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, kan verheerlik. En ek wil net sê weer eens, hierdie goeie werke is nie dit wat ek in eie krag probeer doen nie. Dis die vrug van die heiligmaking, wat God in ons harte wil doen, en wat na buite toe 'n uitwerking moet hê. Ons moenie vir 'n oomblik dink, dat hierdie vers van die Here Jesus, dat ons lig so moet laat skyn voor die mense, dat dit ons rede gee om onsself te verhef, en sê, jy gesien hoe oulik skyn ek my lig. Nie dit nie. Het gaan nie oor ons wat wonderlik is nie, maar oor Christus, wie se lig ons eintlik weerspieël. Ons is eintlik die afskynsel van die lig van Christus, wat in ons harte opgegaan het. Ons leef in 'n goddelose wêreld, stem jy saam? Dis nag daar buite. Dit gaan beroerd in mense se lewens. Mense is oorgegee aan sonde. Dit is 'n verskriklike toestand waarin hierdie wêreld op die oomblik hom bevind. Ek is van mening dat die hele skuif na die sogenaamde postmodernistiese kultuurfase waarin ons nou in sy hoogtyd is, het 'n verskriklike effek op mense se lewens gehad. Mense doen wat hulle wil. Mense glo nie meer aan waarheid nie. Baie mense lees glad nie meer die Bybel nie. Glad nie. Hulle vra reguit, dink jy nou ek is getik dat ek die Bybel sal lees? Dis hoe baie mense oor die Bybel voel.
Nou hoor wat skryf Paulus in 2 Korintiërs 3 vers 2 en 3. Julle is ons brief, geskrywe in ons harte, geken en gelees deur alle mense. Omdat julle duidelik 'n brief van Christus is, deur ons diens berei, geskrywe nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God, nie op kliptafels nie, maar op die vleestafels van ons harte. As heiligmaking nie in ons lewens uitwerk nie, dan het mense daar buite niks om te lees nie. Dan is jou lewe nie die brief wat God wil hê dit moet wees nie. Hulle lees nie die Bybel nie. Een van die ou teoloë het gesê, die enigste Bybel wat sommige mense ooit sal lees, is die lewe van kinders van God. Hoe noodsaaklik is heiligmaking? Daar's nog 1000 redes wat ek kan aanvoer waarom dit noodsaaklik is. Hoe noodsaaklik is heiligmaking vir ons verhoudings? Ons kan nie in ons verhoudings vorder as daar nie heiligmaking is nie. Hoe noodsaaklik is heiligmaking vir my integriteit by die werk? Hoe noodsaaklik is heiligmaking vir die saketransaksies wat ek beklink? Hoe noodsaaklik is heiligmaking om krag aan my getuienis te gee? Ons gaan by die 3 volstaan vanmôre. Heiligmaking is noodsaaklik vir ons verhouding met God. Sonder dit kan ons hom nie sien nie. Dis soos 'n venster wat vuil is. Ons kan hom nie ervaar nie. Ons het nie 'n lewende verhouding met hom nie. Dis noodsaaklik want dis die doel van God met ons redding. Ja, die reddende genade van God leer ons om heilig te wees. As jy Titus 2 vers 11 in een woordjie kan kom saamvat. Dis noodsaaklik vir ons getuienis na buite. Ja, die Here kom daag u elkeen vanmôre, en my ook, kom daag die Here ons uit met 'n baie belangrike tema, noodsaaklike tema. Het u al in u lewe tot die dringende, duidelike besef gekom van hoe noodsaaklik dit is? As u vanmôre probeer om die Here te sien en dit is wasig, is dit nie die heiligmaking wat kort nie. Is dit nie vanmôre die probleem in so baie kinders van die Here se lewens nie? En daarom wil ek vra, wil u nie met erns vanmôre op hierdie boodskap antwoord en vir die Here sê, Here, ek besef dat heiligmaking nie net belangrik is nie, maar noodsaaklik. En daarom wil ek aanmeld. Daarom wil ek my aan u volkome weggee vir heiligmaking. Wat gaan die antwoord? Amen. Dankie Here Jesus dat u ook ons heiligmaking is. Dit skryf Paulus vir die Korintiërs. En baie dankie dat ons vir die volgende klompie weke by hierdie noodsaaklike tema bietjie tyd kan spandeer. Sodat ons dit beter kan verstaan. En sodat ons dit met ons hele hart en met ons hele lewe kan najaag. Here, die feit dat u met ons bemoei, gaan ons verstand te bowe, maar ons dank u daarvoor. Gaan met ons die dag verder, bring ons vanaand weer rondom u woord en help ons om te groei as ons ook vanaand verder gaan kyk na die wonderlike saligheidsplan van God. En in besonder wat die Here Jesus se rol en die Heilige Gees se rol daarin is. Ere vir u naam, om Jesus ontwil. Amen.